terug aan 'n tyd toe jy opgewonde was oor iets groots. 'n Verkiesing, 'n bewegende toespraak, 'n leier wat beloof het om dinge te verander, iemand wat gesê het, hierdie keer gaan ons dit reg kry. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Dit is nie 'n slegte ding om te hoop nie, maar hoop het 'n manier om ons naïef te maak. Ons kyk na die oppervlak, na die momente van energie en ons dink, dit is wat regtig tel. Nou stel jou voor, dis die eerste eeu in Palestina. Jou volk is onderdruk, jy's 'n Jood onder Romeinse gesag, jy droom van 'n nuwe koning, 'n nuwe revolusie, en dan kom Jesus. Hy genees, hy onderrig met gesag, hy daag die godsdienstige elite uit. Mense begin fluister, dalk is hy die een, dalk gaan hy die revolusie bring. En toe sê hy, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. As jy nie alles prys gee nie, kan jy nie my disipel wees nie. Dis nie die soort revolusie wat hulle verwag het nie. En dalk, dis nie die soort Jesus wat ons vandag nog wil hê nie. Want al het die konteks verander, het die patroon nie. Ons soek steeds kort paaie. Ons soek 'n Jesus wat pas by ons planne, ons politiek, ons kultuur, ons agendas. 'n Jesus wat ons kant kies, 'n Jesus wat ons vyande uitsorteer, 'n Jesus wat praat soos ons, lyk soos ons, dink soos ons. Maar Jesus is nie 'n plakkaat vir iemand anders se revolusie nie. Hy is die revolusie. En dit begin nie met wapens of wette of hashtags nie. Dit begin by jou en my en 'n kruis. So maklik volg ons ideologie eerder as identiteit. Ons bou kerke wat gemaklik voel, eerder as gemeenskappe wat getuig. Ons verkies 'n koning wat regeer sonder om ons te verander. Maar Jesus weier om ons valse revolusies te lei. Hy soek nie volgelinge vir 'n beweging wat net die wêreld se magspeletjies kop omkeer nie. Hy soek mense wat van binne af hergebore is, wat hulle eie agendas kruisig, wat hulle eie drome heroorweeg. Want sy koninkryk is nie net 'n beter weergawe van ons nie. Dis 'n totaal ander wêreld. En die enigste pad daarheen is deur die kruis. So die vraag is nie net, is jy gereed om die wêreld te verander nie, maar is jy bereid om jouself te laat verander? Want ware disipelskap begin waar die valse revolusies tot stilstand kom. Tot volgende week, mooi loop.